geskenke, om meer gehoorsaam te wees. Strome van seën, gee dit in oorvloed oorheer, dat ons kan groei en kan vrug dra, daagliks kan leef tot die Heer. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my voet met brute krag. En as ek val, is U by my, U het betaal en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom bring ek U my taal, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Here, uit die hande, kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles en tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. My versekering, Jesus is myn, o wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle versekering, vrede en rus, eerlik van Jesus liefde bewus, met my geloofsoog opwaarts gehou, rus ek in Jesus liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied. Koning van my hart, koning van my lewe, wie wil ek bemin? U lof besing vir ewig, U het my bevry.
sondes word vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, die wil ek bemin, die lof is verewig, die het my bevry, my sondes word vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Baie dankie. Wat 'n voorreg om saam met julle te sing en wat 'n voorreg om vanaand saam met u te wees. Dit is so lekker om julle almal te sien. Baie welkom. Ek hoop julle het 'n goeie dag gehad, 'n positiewe dag, en dat jy vanaand hier kan kom sit met 'n rustigheid in jou hart en vrede in jou hart. En die saamsing is so lekker en daar's lig wat skyn en ons kon almal lekker warm stort, hopelik nou al. So wat 'n voorreg om saam te wees vanaand. Ek wil net so vinnig baie dankie vir almal net toe daar agter vir jou. Heidi, baie dankie. Sy het die liedere gekies en dit is so gepas. Dankie vir ons musiekfabriek hier in die voorkant. En dan na die diens asseblief kom sommer hier by die konsistorie bymekaar. Daar is sop. Baie dankie vir die dames wat moeite gedoen het dat ons sop kan hê ook vanaand. Dankie vir Naitu. Hy sê Naitu, as ek jou reg verstaan, die diens gaan beskikbaar wees aan die einde op die Wi-Fi op die YouTube kanaal, nee. Ja, na die diens. So baie dankie daarvoor. Ons kan dit nie direk uitsaai nie, want ons Wi-Fi is buite werking by die kerk. Die drade is stikkend, so ons hopelik kan hulle vir ons gou dit kom herstel. So op die oomblik het ons nou nie Wi-Fi nie, maar hy neem dit op en dan sal hy dit na die tyd vir ons kan plaas. Ek hoop regtig dat vanaand vir julle 'n seën sal wees. Terwille van net om te weet waar ons staan met mekaar. Ons tema vir die Pinkster is ons wandel met God. Dan sien u dit daar op die skerm. Ek wil dit nie herhaal wat ek Sondagoggend gesê het nie, maar om te wandel met God gaan vir ons veral daaroor in een sin om bewustelik te leef in die oomblik en die wete dat God met my is. Dit is vir my 'n persoonlike begeerte in my hart dat ek iemand sal wees wat regtig daagliks bewustelik met die Here leef, met ander woorde ingestel sal wees op die Here. Of ek saam met jou vleis braai en of ek saam met jou vakansie hou, of ek in die erediens is, of ek alleen saam met my vrou en my kinders is, of ek in my studeerkamer is en of ek oefen, dat ek bewustelik sal leef, dat ek sal weet of ek nou draf, die Here is saam met my, of ek vleis braai, die Here is by my, ek wil die Here oral dien. Ek hoop regtig dat in my lewe sal dit al hoe meer en meer waar word, en ek hoop en ek bid dit ook vir u elkeen. So ons het gister met mekaar gedeel en gesê dat ons wandel met God beteken onder andere, het 'n implikasie dat ek kan sê, en ons wandel ook, my wandel met God is ook in oorvloed. Nou wat het ons bedoel met oorvloed? U kan gaan lees Johannes 10, waar Jesus twee beelde gebruik om te sê wat dit beteken om in oorvloed met hom te lewe. In een sin, Jesus is die oorvloed. As jy in oorvloed wil lewe, dan is daar net een ingang tot God, en dit is Jesus Christus. As jy in oorvloed wil lewe, is Jesus Christus die goeie herder. Hy is die een wat my versorg, hy is die een wat my beskerm, hy is die een wat vir my die lewe gun. Die vrede, die vriendskap met God, die genade wat ek ontvang, die vergifnis wat ek ontvang. Hy sê daar in die boodskapvertaling, om in oorvloed te lewe is om te deel in die seëninge van God en Jesus Christus. Hoe kry ek dit? Net een manier, deur Jesus Christus. Dis so dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met God. Nou daardie wandel met God, daardie in die oomblik leef met God, word ook beïnvloed deur moontlike misverstande. Nou ek is baie opgewonde oor die misverstande wat ons vanaand uit die weg gaan ruim.
En ons gaan dit uit die weg ruim deur saam te lees uit Job. Nou wil ek vir u gou sê hoe wonderlik werk die Here. Ek het hierdie teks dat ek gekies lankal terug. Seker so 3 weke terug. Ek het mos nou nie geweet wat wag op ons nie. Net soos u nie geweet het nie. En die Here het die gedeeltes regtig waar op my hart gelê. Toe kom my vroutjie wat nie weet wat ek voorberei nie. Ek bespreek nie 'n teks of 'n preek voor die tyd met haar nie, want ek luister mos nou na, dan gaan ek nou luister na en dan gaan ek nou sê wat sy wil hoor. Dit ek mos sommer 'n grappie. So ek deel dit nie met haar nie. Maar as ek klaar ek dan vra ek altyd vir Bianca, nou, hoe was dit? Waar het dit vir jou sin gemaak of nie? Dan sal sy nou vir my 'n mening gee. Toe kom sy vandag terug van die skool af. Toe sê sy, ek weet ook nie wat sy by die skool doen nie. Toe sê sy, maar sy moes die saal hanteer, die gesprek by die saal. Toe kies sy Job. En toe begin sy vir my, toe sê ek nou, wat het jy nou gesê vir die kinders? Want sy sê die kinders sy kon sien dat die kinders hang in haar lippe, hulle is in die oomblik teenwoordig. Toe vertel sy vir my, toe sê ek nou Bianca, dis presies wat ek vanaand kom doen. Moet jy nou nie vanaand maar sommer dit self kom doen nie, dan kan ek maar terugsit. So is wonderlik hoe dat die Here werk. Dis die God wat ons aanbid, dat dit vanaand sy boodskap is vir my in die eerste plek en vir u. Misverstande, my denke oor God kan my nader, ons het al so baie vir mekaar gesê. My denke oor God kan my nader aan God bring of misverstande kan maak dat ek God afwesig beleef in my lewe of minder teenwoordig. So môre aand gaan ons 'n bietjie by Paulus luister, my wandel met God te midde van moeilike tye. Ek kan rustig wees, ek gaan nie weer by Filippense stil staan nie. Ek weet ek staan graag as ek oor hierdie onderwerp praat by Filippense stil. Ek gaan nie môre aand nie, ek gaan 'n nuwe gedeelte met u hanteer. Baie eenvoudige gedeelte môre aand, net soos vanaand. Reguit, eenvoudig, jy gaan dit in een sin kan saamvat aan die einde. Maar vanaand om te wandel met God sonder misverstande. Ek het met Heidi gereël voor die tyd dat in die volgende moment waar ons geleentheid gaan gee vir stil gebed, gaan ons so vir 'n minuut stil word. En dan gaan sy net weer die Here is my herder speel. Dit is so 'n soort van vir my gister se tema wat die goue draad is wat deur al die geleenthede loop van Pinkster. Daai prentjie van Jesus Christus as enigste ingang en as herder is die oorhoofse prentjie. Die ander blokkies wat ons vanaand invoeg, voeg ons in met die gedagte dat dit eintlik die groter prentjie van die Here is my herder vul en voed. So kom ons word net so vir 'n oombliekie stil. Asseblief voorbidding, een spesifieke persoon vanaand. Ek het vanoggend met Petra Burger gepraat, dit is 'n Faatjie se vrou. Hy is uit intensief toe ek vanoggend met haar gepraat het, maar hy het baie water rondom sy longe en hy het net 10% nierfunksie oor. So kom ons bid erns. Ek vra toe vir Petra, wat kan ons vir jou doen? Ons het lekker gesels. Toe sê sy, sê net vir die mense, hulle moet vir ons bid. So
Hemelse Vader, dankie dat U hier is. Dankie Jesus Christus dat U die herder is, die goeie herder. Dankie dat U ons wil bewaar van misverstande wat ons oorvloed tot krummels afbreek. Here, want ons wil nie leef met krummels nie. Ons wil meer en meer van U in ons lewe hê. Ons wil U oorvloed beleef. Ons wil nader en nader aan U kom. Elke dag, elke oomblik. Maar Here, as U kinders wil ons ook vanaand bid vir Petra en vir Faitjie en vir die kinders, dat U asseblief U hand van genade oor hulle sal hou en vir hulle ook sal dra en sal seën. Amen. Ek het vir u gesê ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor misverstande. En daar's 'n boek in die Bybel wat interessante aantekeninge het oor misverstande. En ek het 'n gevoel dat u en ek onsself gaan herken in wat ek vanaand vir u gaan lees. Maar ek wil begin by die begin. Ek gaan eintlik net die storie so aanvanklik vir u vertel. U ken vir Job. Hy was 'n man wat daarin is gewoon het. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die rykste man en belangrikste man. En dan sit ek dink die verteller van hierdie verhaal van Job wou dalk vir ons net 'n illustrasie gee van wat dit beteken het vir Job om 'n vroom en 'n opregte man wees, 'n man wat God gedien het. En dis so tussenwerpsel wat hy inbring. Hy sê sy seuns het om die beurt partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. Nee, ons kinders gaan ons nou uit. Na so 'n reeks partytjies, en dis my wonderlik van Job. Dis aan ouerskap, hoor hierso. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig. En vroeg die môre, die arme kinders, vroeg die môre gaan roep hy hulle op en hy sê, kom, julle moet nou julle offers bring, want sê Job, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Hoor u die ouerskap in die vers nie? Dit is sommer so terloopse opmerking wat my so diep tref. Dis maar wat ek ook maar doen as ek so vir my kinders gaan bid en ek stap in by die kamer en dan slaap sonder dat hulle dit weet, dan sal ek sommer net sê, ag Here, seën vir ou Woesie en hou u hand oor hom, maak 'n deur vir hom oop. Ag, dis wat ek weet u doen dit ook. Dit is so 'n wonderlike voorreg om vir ons kinders te kan bid. En dan op 'n dag het die hemelwesens weer voor die Here kom te staan en Satan was ook onder hulle. En die Here vra vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord, ek het die wêreld deurkruis. En die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, ek het hoendervleis, en my dienaar Job, het jy hom gesien? Ek wens so die Here sal dit van my sê, en my dienaar Chris, het jy hom raak gesien? Hy's iemand wat jy moet sien, want jy sal nie sy gelyke op die aarde kry nie. Hy is vroom en opreg. Wat 'n getuigskrif. Dis asof die Here eintlik spog oor hierdie man wat hom so getrou dien en met oorgawe dien. Ag Here, mag daar van my ook so 'n getuigskrif in die hemel wees. Het jy vir Chris gesien? Hy's ook 'n man wat die Here dien. Toe antwoord die Satan, dis nie sonder rede dat hy u dien nie. Kyk hoe seën u hom, u beskerm hom, sy huis, al sy goed, u maak hom voorspoedig. Dis net omdat u so goed is vir hom en hom so seën dat hy u so dien. En dan 'n entjie verder. En eendag toe Job se seuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink by hulle oudste broer se huis. Net so, dis vir my so menslik en so gewoon. Kom 'n boodskapper by Job met die nuus. Die osse was aan die ploeg
en die donkies het langs aan gewy. Toe word ons oorval en tot die slawe word doodgemaak en alles is geroof. Terwyl hy nog so praat, kom daar nog een man. Hy sê, weerlig het die kleinvee en die wagters doodgeslaan en verbrand. Terwyl hy nog so praat, toe sê hy, 3 groepe Galdeërs het al die kamele geroof en die slawe is doodgemaak. Hierdie man is besig om alles te verloor. En ek kan dink by myself, hy sê nog seker by hom gedink het, weet jy, ja, net nie my kinders nie. Ek het daarom nog my kinders, en hy was nog so besig om te praat. Toe word enige ouer se grootste vrees waar. Ook myne. Die seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis. Met eens het daar 'n sterk wind opgekom uit die woestyn uit. En die huis van al 4 kante af omgeruk en die seuns, die kinders is dood. Almal. Een rukkie later kom Job se vriende by hom, toe hulle verneem het van die rampe wat hom getref het. Nee, soos goeie vriende het nou gehoor, wat het gebeur met Job, en hulle stap dadelik oor na sy huis toe, hulle kom daar by hom aan, en toe hulle hom in 'n afstand sien, hoor hierso, toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom nie herken nie. Daarna het hulle hardop begin huil, hulle klere geskeur en stof in die lug gegooi en op hulle koppe gegooi. En dan die wonderlike ding wat sy vriende doen. Vir 7 dae en 7 nagte lank, wil ek sommer inlees, was hulle so oorweldig deur die pyn en die verlies van Job, dat hulle daar op die grond by hom gesit het, sonder om 'n woord te praat. Want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. Drink dit in. Dink gou daaroor na, nee. Toe het Job begin praat. En hy het sy geboortedag vervloek. En hy het gesê, Job 3 vers 1. Die dag, en ek hoop u sien die prentjie op die skerm. Die prentjie wil probeer dit sê. Van totale verlatenheid. Die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie. Hierdie is nie 'n verwyt teen God nie. Hierdie is 'n stikkende man. Hoe sê die teks? Hulle kon nie eens met hom praat nie. Hulle het doodstil gesit, sy vriende. Want hulle het gesien dat sy smart baie groot is. Dubbelpunt, hoe lyk smart? Dis 'n man wat daar sit en sê, hierdie pyn wat ek nou ervaar, is nie bedoel vir een mens nie. Om my waarheid te sê, ek wens ek was nie gebore nie, want dat ek nie nodig gehad om dit te ervaar of te beleef nie. En nou kom sy vriende by hom. Onthou, hulle weet nie van die gesprek tussen Satan en God nie. Hulle sien net hulle vriend daar sit, en nou kom hulle vir hom goed sê. Heel moontlik sal hulle vir jou sê, ons het dit goed bedoel, so ek lees dit nie as veroordeling nie. Ek lees dit omdat ek besef dat u en ek dalk ook so mag dink soos hulle. Die eerste vriend, en ek gaan dit sommer op die skerm lees, ek kan dit daar volg, anders moet ek nou heeltyd heen en weer blaai in my Bybel. Die eerste vriend kom by Job aan, Elifas, in Job 3 vers 7, en hy sê, dink daaroor na. Dink nou, as jy nou Job was, en iemand kom sê dit vir jou, dink daaroor na, het iemand ooit onskuldig, hy moes ek nou in rooi omsirkel het, ten gronde gegaan, waar is regverdiges ooit uitgewis? Wat sou ek gehoor het, as iemand dit vir my kom sê?
Ek sou gehoor het, dat hierdie vriend kom sê vir my, uiteindelik het ons jou uitgevang. Daar's 'n paar geraamtes in jou kas. Daar's 'n sonde in jou lewe wat jy vir mense wegsteek, wat jy vertroetel. Want dis die sonde in jou, wat jy vir ons almal weggesteek het, wat maak dat God jou straf. Dis oor jou sonde. Wat sou Jesus geantwoord het op iemand soos Elifas, wat sê, dit is jou sonde, daar's iets slegs in jou, daar's 'n geraamte in jou kas, God straf jou oor jou sonde. Jesus antwoord in Lukas 13, vers 6 tot 9. Kom ons, ek moet dit net vir u gou lees, want daar het iets gebeur voor dit. Hoor gou wat gebeur, voordat Jesus vertel in Lukas 13, vers 6 tot 9, vertel hy 'n gelykenis, 'n storie. Maar daar's 'n rede hoekom hy die storie vertel, want daar het 2 tragedies plaasgevind, net in die verse voor dit. Juis in daardie tyd, Lukas 13 vers 1, juis in daardie tyd, het die mense vir Jesus kom vertel. Hulle kom nou hier met die storie, Jesus, het jy gehoor? Jy gehoor wat het gebeur? Die Galileërs. Ons wil net vir jou kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Hoor jy wat sê Jesus? Hulle hoor hom nog nie wat hy sê. Toe sê hulle, nee. Toe sê Jesus, of dink julle, vers 3, daardie 18 mense wat nou die dag dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, nee? Daar het 'n traumatiese gebeurtenis gebeur, 18 mense is dood toe 'n toring omgeval het op hulle. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Begin u hoor hoe loop Jesus se kop. Maar hy sê, julle verstaan nog nie wat ek vir julle sê. Hy sê, nou gaan ek vir julle 'n storie vertel. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant was. Toe hy die vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, want hy het nou vrugte, niks gekry nie. Kyk, dis nou 3 jaar, dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek. En ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra nie. Maar so nie, dan kan jy hom maar uitkap. Meneer, gee die boom nog 'n kans. Jesus sê, dink julle, hierdie mense wat so tragies gesterf het, dat hulle was slegter of meer sondig as al die ander mense? Jesus se hart werk anders as ons as mense. Elifas, wie's jy om vir iemand anders te kom sê, dis oor jou sonde dat God jou straf? God dink nie soos mense nie. Hy gee die boom nog 'n jaar kans. Lukas 2, dis nou ons genade. Lukas 4 vers 19. Dis nou die genadejaar. God se genadejaar. Maar dan kom nog 'n vriend. Bildad kom by arme Job aan terwyl hy daar in sy smart is. Hoor wat is sy rede hoekom het al hierdie tragedies hom getref. Hoor wat sê hy? As jou kinders teen God gesondig het hy hulle gestraf. So wat sê hy? Hy sê, dis omdat jou kinders dalk iets, omdat God straf jou deur jou kinders. Hy het jou kinders getref omdat hy jou straf. Jy hoor baie keer mense sê, dis asof daar so 'n, wat is die woord, 'n binding is. Iets boos in daardie familie en gesin, dat al hierdie dinge hulle tref.
As jou kinders teen hom gesondig het, het hy hulle gestraf. Dis asof God die een geslag na die ander een straf oor die sondes van die vorige geslag. Nee, daar's 'n binding op daai familie. Wat sê God daaroor? Oor iemand wat so dink. Esegiel 18 vers 2 tot 4, ek ken dit goed. Waarom gebruik hulle in die land Israel hierdie spreekwoord? Die vaders eers groen druiwe, dan word die kinders se tande stomp. So seker as ek leef, sê die Here my God, julle sal nie meer die spreekwoord in Israel gebruik nie. Al die mense behoort aan my. Vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat stondig wat sal sterf. God is nie so wreed dat hy 'n ouer sal straf oor sy kinders nie, en 'n volgende geslag oor 'n vorige geslag. Sy liefde strek tot in die 1000ste geslag, die wat hom liefhet. Wat iets wil sê op 'n simboliese manier van God se sorg, God se genade, God se liefde. Daar's nog 'n vriend, Sofar. Job 11 vers 3. Hy sê vir Job: moet mens stil bly vir jou praatjies? Wil jy laster sonder dat iemand jou bestraf? Job, jy is darem 'n slegte mens. Dis asof hierdie vriend van hom so half op 'n morele hoë grond kom staan en so afkyk na Job en sê, weet jy wat, dit gaan met my goed omdat ek goed is, dit gaan met jou sleg omdat jy 'n slegte mens is. Jy belaster vir God, nou straf God jou. Wat was Jesus se antwoord? Ek nou my vinger vir jou opsteek. En ek sê vir jou, Jesus splinter in hierdie vinger van my. Kan jy dit sien? Daar waar jy sit. Jy gaan nie weet of ek vir jou jok of nie jok nie. Want die splintertjie is so klein. Hy is hier in my vinger. Jy kan hom nie sien daarvan waar jy sit nie. Wat sê Jesus? Ek moet hom net vir u lees, wat sê hy? In Matteus 7 vers 1 tot 6. Moenie oordeel sodat julle oor julle geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Sofar, wie is jy om vir Job te kom sê, ek is beter as jy, dis hoekom dit met my goed gaan, jy is sleg. Maar soos dit met vriende gaan, al die vriende het nie dieselfde aanslag tot ons nie. Daar's 'n vierde vriend. Jy kan gaan lees in Job 32, oral skryf hulle oor hom. Hy kom by Job en hoor gou, maar hy so 'n bietjie, sy probleem was, hy was so 'n bietjie jonger as die ander vriende. Hy sê, ek het gedink, laat die ouderdom, Job 32, hy het gesê, ek het gedink, Eloï, hy het gesê, ek het gedink, laat die ouderdom praat, laat die ervaring sy wysheid meedeel. So hy het nou gedink, omdat hierdie mense ouer is, hulle behoort mos daarom nou te weet waaroor dit gaan in die lewe. Maar dan begin hy met Job op 'n ander vlak praat. Hy sê, voor God is ek en jy gelyk. Ook ek is maar uit klei gevorm. Nee, klei gevorm. Ek is ook maar broos. Ek is ook maar deur God se hand gevorm. En hy's ook maar nog besig met my en my lewe. Ek is nie eintlik iemand, al is ek nog jonk, is ek nie eintlik iemand wat met jou oor hierdie groot sake kan kom praat nie. Maar hy sê, hy sê so mooi, hy sê, hierso sê hulle, Eloï was ook kwaad vir die 3 vriende van Job. Nee? Hy kon dit nie meer vat dat hulle nie goed vir Job sê nie, die aanslag wat hulle met hom het nie, maar omdat hulle ouer was, het hulle maar toegelaat om te praat, en toe begin hy sê, ons is maar net gelyk, en dan doen hy 'n wonderlike ding. Dan help hy vir Job om sy oë op te tel. Hy sê in vers 13, vers 5 kan ek ook maar lees, van 35 vers 5. Hy sê, kyk op na die hemel. Kyk na die wolke bokant jou. Hoofstuk 36 vers 5. God is magtig, maar hy sien op niemand neer nie. Hy sê, ja, God is groot, al is hy die groot skepper van die heelal. Al is ons almal gelyk voor hom. Hy kyk op niemand neer nie.
blameer jou nie. Hy dink nie die een is beter as die ander nie. Hy sê moenie dat jou grief jou tot uittarting verlei nie. Moenie jou saak wil regstel met 'n groot omkoopgeskenk nie. Dan sê hy, kyk 'n bietjie wie is God. Hy trek vog uit die see uit op. Hy haal reën uit die groot waters uit. Hoor hoe mooi beskryf hy dit. Hy sê hy versprei die weerlig deur die lug en bedek die bodem van die see. Die onweer kondig hy aan dat die storm kom. Die vee snuif die lug op voor die storm losbreek. En hy sê as ek so opkyk, sê hierdie vriend van hom, en ek kyk so na die sterre en alles rondom my, dan begin ek bewe en gaan my hart aan die ruk. Maar God kon dit ook nie daar laat nie. Ons lees in hoofstuk 40. Nou reageer God. Hy sê, kyk die seekoei. Selfde doen hy as wat die aan 'n jong man gedoen het. God doen dieselfde. Hy sê, kyk na die seekoei. Ek het hom gemaak. Kyk na die krokodil. Wie wil aan my eise stel dat ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan my. Dieselfde doen God. God tel ook Job se oë op en hy help hom om weer sy grootheid raak te sien. En dan gebeur dit met Job. Toe hy so begin nadink en God se grootheid in die natuur rondom hom sien, toe sê hy, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. En wat sê God na alles? Die Here het gesê vir Elifas, een van die vriende, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat. Wat het ek gehoor? Job 2 vers 12, daar's baie wat ons hoor. Job se smart was nie verkeerd nie, om stikkend te wees, om met God te worstel, soos wat Job met God geworstel het, toe hy daar op die ashoop gesit het, toe hy gesê het, ek moes nooit gebore gewees het nie, daardie eerlike worsteling van God, was nie 'n probleem nie. Nog iets wat my getref het, is die woorde van 2 Samuel 24 vers 14, onthou julle vir Dawid, nadat hy verkeerd opgetree het hy gesê, laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie. Het jy dit gehoor in die hande van die vriende? Dalk som Habakuk dit vir ons mooi op, in Habakuk 2 vers 20. Die Here is in sy heilige tempel. Almal moet in sy teenwoordigheid stil wees. Ag, ek het sommer hierdie bygesit. Dalk was dit net vir doel vir my, dalk nie vir u nie. Maar die Here so met my gepraat het, ek sommer vir myself afgevra, wat sal God oor my getuig? Ek sommer bygesê, hoe verduidelik ek die Here aan ander mense? Waaraan hou ek vas? Bianca het 'n baie skerp opmerking gemaak, wat ek nie vanaand genoem het nie. Sy het gesê, dat wat haar getref het, was dat God kon spog, as te ware, as ek so wil sê, met Job by die duiwel. En hy kon die duiwel toelaat om Job te tref. Dalk het God geweet wat hy in Job het. Waaraan hou ek vas? Amen. Kom ons sing hierdie laaste lied as ons slotgebed wanneer ons uitstap vanaand. En dan gaan drink ons lekker sop saam. Môre aand
om te wandel met God in moeilike tye. Jy hoor nou hoe begin die legkaart. Ons moes vanaand die misverstande uit die weg ruim. Ons moet hoor wie is ons herder. Ons moet die misverstande uit die weg ruim. En môre aand hoor ons wat Paulus gesê het oor moeilike tye. Wat hy ontdek het in moeilike tye. Kom ons sing hierdie laaste lied as 'n gebed, nie net vir vanaand nie, maar vir die res van die week, vir volgende week in die jaar wat kom. Dit is so 'n aangrypende lied. Ek verstaan nou hoekom sy gesê het, sy wil hierdie lied aan die einde sing. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U Gees ons innerlik sterk maak. Hemelse Vader, dankie dat U en U Seun die goeie herder is. Dankie dat U ons versorg en beskerm, dat U Gees vir ons die wysheid sal gee om ook stil te bly wanneer ons dalk voel om te praat. Om dalk met wysheid te praat, eerder as om te dink, ons moet namens U praat. Jesus Christus, U is die enigste ingang tot 'n lewe van oorvloed. Amen. Ons geniet 'n sop saam. Jy is welkom.